Ons gaan 'n bietjie praat oor algebraïese uitdrukkings. Nou, dames en here, laat ons mekaar mooi verstaan. As ons wiskunde praat, moet ons die terminologie van wiskunde ken. So, ek plaas 'n hoë premie daarop dat jy die terminologie moet ken. En ons gaan 'n bietjie daaroor gesels vandag. Reg? Die eerste ding wat jy moet ken is die woord term. En die Latyns vir term is noem. Jy sal nou verstaan hoekom ek dit so sê. Nou wat die hel is 'n term? Nou 'n term in die eerste plek word opgemaak deur 'n veranderlike. 'n veranderlike. Daardie veranderlike mag dalk 'n mag hê. Hy het 'n mag. Of 'n eksponent. 'n term het ook verder 'n koëffisiënt. 'n koëffisiënt. Nou wat is dit? Dis nou alles fancy woorde, maar ongelukkig moet jy die fancy woorde ken, want ek mag dalk vir jou vra, kyk gou vir my hier op die bord, ek vra vir jou 2x tot die mag 3. As ek vir jou vra wat is die veranderlike, wat gaan jy vir my sê? X. As ek vir jou vra wat is die koëffisiënt, wat gaan jy vir my sê? Wat is die eksponent van hierdie ding? 3. As ek vir jou sê minus 5d tot die mag 5, wat is die veranderlike? Wat is die koëffisiënt? Minus 5. Wat is die eksponent? 5. Nou die vraag wat ek jou wil vra is, en dis 'n belangrike vraag wat ek nou gaan vra, is 2x tot die mag 3 plus 3x kwadraat minus 5d tot die mag 5. Hoeveel terme is daar? 3. Hoekom weet ek? Want daarso, dis wat my terme opdeel. So dis 1, 2, 3. Ek gaan dit nou 'n bietjie meer in detail verduidelik. Gee my net 'n kans asseblief. Nou wil ek 'n ander vraag vra. Hoeveel terme is daar? 1. Want ons hanteer hierdie as een term, omdat daar hierdie deelteken daar is. Daar is mos 'n deelteken. Reg? Nog met my? Hoeveel terme is daar? 1. Hoekom? Want ons kyk na hierdie hakkie, né? Ag, jene tog. Kom tog nou. Ons kyk na hierdie hakkie. Maar hoe kan ek dit toets? Kom ons kyk gou-gou na hierdie 3 en dan kyk ons na die volgende 2 ook. 2x plus 3x. Reg, is julle met my? Ek gaan nou maar sê 2x kwadraat plus 3x.
En dan wil ek na nog ene kyk. Goed. Kom ons kyk in al 3 hierdie gevalle. Ons kyk na al 3 hierdie gevalle. Reg? Kom ons kyk ook eintlik na al 4. Ons kyk na 2x. As ek vir jou sê x is gelyk aan 2. Hoe lyk hierdie ene? Hy sê 2 maal x, 2, né? En dan is my antwoord 4. OK? Wat is die laaste ding wat ek gedoen het? Wat is die laaste ding wat ek gedoen het? Ek het vermenigvuldig. Sien julle dit? In hierdie geval hierso sê ons 3 hakkie 2 plus 2. OK? So ons verander dit so 'n bietjie. Ons sê 3 maal 4. Wat is die laaste ding wat ons gedoen het? Ons het vermenigvuldig. Dis hoekom daai laaste ding wat ek doen is dit deel of vermenigvuldig is dit een term. Goed, kom ons kyk hier. Kom ons kyk na hierdie ene hierso. Ek sê 2 minus 2 gedeel deur 3. So 0 gedeel deur 3 is gelyk aan 0. Wat is die laaste ding wat ek gedoen het? Ek het gedeel. Julle met my. Kom ons kyk na hierdie ene hier. Hierdie ouetjie hier. Ek sê 2 hakkie 2 kwadraat plus 3 maal 2, né? Is julle met my? So, kom ons kyk na hierdie ou. Hy is 2 maal 4 plus 3 maal 2 6. Sien nou wat is die laaste ding wat ek hier gedoen het? Ek het laaste hier vermenigvuldig. So, dan moet daai 'n term wees, né? En hierso, wat is die laaste ding wat ek doen? 8 plus 6. Die laaste ding wat ek hier gedoen het is vermenigvuldig. Dan moet daai 'n term wees. En nou, wat is die laaste ding wat ek nou gaan doen? So dan is daai 'n term en daai is 'n term. So 'n term is waar as ek x instel, reg? Die laaste ding wat ek doen is dit 'n plus of 'n minus is, dan verdeel dit terme. Let wel die laaste ding. Dit sluit nie hakkies in nie, verstaan julle, of deling in, soos in breuke nie. Dis 'n term. Nou het ons gesê dat die woord vir 'n term is wat in Latyn? 'n noem. So as ek sê 'n binoom, wat beteken daai noom van binoom? Term. En wat beteken daai bi? So hierdie is dan met ander woorde 'n 2 term. Dink in terme van bicycle. Hy het 2 wiele. En in die geval van 'n trinoom, wat beteken die noom? Term. En wat beteken die tri? Dit beteken is 'n 3 term. En as ek sê polynoom, wat beteken die noom? Term. En wat beteken poly? Dis meer as een, hè? So dit 'n binoom kan ook 'n polynoom wees. En 'n trinoom kan ook 'n polynoom wees. Maar 'n polynoom beteken 'n veelterm. Hy het meer as een. Dis 'n veelterm. Het julle hom?
Kom ons gesels net oor die laaste dingetjie wat ons moet oor praat. En dit is wat ons ken as die sogenaamde distributiewe wet. En die distributiewe wet sê, as ek het A hakkie B plus C, kan ek dit skryf as AB plus AC. Distributief sê ek vat hom oor iets, ek distribute dit. Sien julle wat ek daar wys? Ek vat dit oor. Ek sê A maal B plus A maal C. Dis die distributiewe wet. En ons sê, luister gou vir my, ons sê ook hierso dat hierdie is die faktore van hierdie produkstelling. Nou, dink gou in terme, as ek byvoorbeeld sê 3 maal 4, dan is 12 die produkstelling, maar 3 en 4 is die faktore. So, om van die faktore te beweeg na die produkstelling, moet ek die distributiewe wet gebruik. Ek gaan dit weer stadig sê. So, om van die faktore te beweeg na die produkstelling, gaan ek die distributiewe wet gebruik. Het julle hom?